Goeiemôre vriende. Baie welkom vandag hier in hierdie gebou wat ons noem die huis van God. Nie dat God net hier bly nie, maar dit is vir ons 'n besondere simbool van God se teenwoordigheid. En mag die Here ons vandag self hier ontmoet, mag ons verryk hier weggaan en beter dienaars en dienaresse in die Here se koninkryk wees. Ons gaan nou saam sing by lied 334, al 4 verse. God is liefde, juig ons harte. Lied 488, vers 1, 2, 4 en 5, helder skyn u lig vir die nasies. Nou sing ons by die 201, al 3 verse, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Sing die Heer, buig voor hom neer.
Corneille, ek gee nou vir... Dan wat vanaand se kursus aanbetref, almal welkom. As jy dit nog nie bygewoon het nie, kom val maar net vanaand in. Ons het agtergekom die laaste 2 Sondae was te warm geweest om dit hier in die kerk te doen, te besluit ons gaan nou maar saal toe skuif. Dis nie ideaal daar nie, maar is daarom koeler daar. Maar nou is dit so lekker, ek wonder of ons dit vanaand maar weer hier gaan doen, maar ons sal vanaand kyk. Kom maar net, ons sal die koelste plek kies. Moenie wegbly oor dit warm is nie. Vanaand gaan dit dan oor die vraag, waar het die verlede week het dit gegaan daaroor hoe jou godsbeeld jou geestelike lewe beïnvloed. En vanaand gaan dit oor hoe jou mensbeeld jou geestelike lewe beïnvloed. Dan net rondom die kruisies. Ons het nou almal verlede jaar met Palm Sondag so 'n kruisie gekry om mee te doen aan die hele optog van Jesus na Jerusalem toe. En ons het daai dag nou al die palmtakke hier gehad en ons het die kruisies gekry. En nou is Aswoensdag weer op pad. Aswoensdag wat die amptelike begin is van die lydenstyd. Dit is nou nie hierdie Woensdag nie, maar die 18de. Maar voordat ons by Aswoensdag kom, dan veras ons hierdie kruisies wat ons gekry het, nie omdat ons nou hekse is en kruise brand nie, maar omdat ons daarmee kom sê, ons alles op die altaar, ons kom by onsself toe, en dan word die kruisies nou hier langsaan, dit gaan hier wees, soos wat jy die uitstap, na die diens, daar sal 'n vuurtjie wees, en dan kan jy net die kruisies daar brand, en dan Woensdag, met die Aswoensdagdiens, dan maak ons nou van daai as met olyfolie 'n mengseltjie, wat ons dan met Aswoensdag of op jou hand gaan aanbring, 'n kruisie, of op jou voorkop net waar jy verkies om dit te kry. Dit was verlede jaar 'n wonderlike geleentheid gewees, en ek glo dit gaan verjaar weer so wees. Ons het nou nog nie verlede jaar die geleentheid gehad om die hele pad te loop nie. Ons sal dit nou vandag kan begin doen. So na die diens kan jy maar net by hierdie deur uitgaan en die vuurtjie sal hier so wees waar ons die kruisies kan brand. Goed, ons gaan nou ons aanbiddingsliedere sing. Aan 1, Vlam 21 vers 1 en 3, in die hemel is die Heer, en dan lied 169, al 3 verse, heilig, heilig, heilig. So
Ek is God, die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons gaan die Here loof met Psalm 23, terwyl ek die kers gaan aansteek. Goed vriende, ons kom nou by die punt in die diens waar ons onsself toewy aan die Here. En ons gaan sing by lied 231 se tweede vers, wat geskep is deur die hande, dit was heilig, rein en goed. Ons kom daarmee vir die Here sê, ons sonde is nie die Here se skuld nie, dis niemand se skuld nie. Die Here het die wêreld goed gemaak, hy het ons baie goed gemaak. Ons is geneig om skeef te loop. Ek het vanoggend hier met die opkom by die trappe ook net weer diep onder die indruk gekom van die Here se groot genade. Want ou ken jou sonde. Jy weet beter as enige iemand anderste hoe dit in jou lewe lyk. En dan kom jy voor die Here se aangesig en jy kan maar net sê, Here, ek is jammer oor wat gebeur het, maar sal U vergewe. Kom ons sit so en dan sing ons die tweede vers. Sky.
Die Here sê vir ons deur Dawid, ek verwyder jou sonde so ver as wat die ooste van die weste is, want so hoog as wat die hemel bo die aarde is my genade oor julle. Aanvaar die vergifnis wat die Here vir ons gee en gaan leef dankbaar. Kom ons neem die opdrag op en ons sing by die derde vers, Heilige God, herskep ons lewe. Die Here sê vir ons, leef naby my en wees opreg. Vriende, vandag is dit ook doopsondag en ons wil baie welkom sê aan die Hans en hulle familie hier by ons vandag, by die doop van klein Ethan. En ons bid dat dit 'n geseënde dag vir julle sal wees, altyd wanneer julle terugdink aan vandag. Ek wil vir Leandrie en vir Terrence vorentoe nooi, en as julle vir Luna wil saambring, is julle baie welkom. Julle kan maar net hier in die middel staan. So 'n bietjie terug, julle gaan julle nekke ombuig. Daar sy. Ja, dankie. Hallo Luna. Goed, voordat Ethan vorentoe gebring word, wil ek net lees oor die betekenis van die doop, waaroor ons ook nou die dag baie lekker gesels het. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waaraan God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Nou niemand van ons kan dit ooit verdien by die Here nie, daarom moet ons ook nou net ons sonde bely. Ons weet ons is onverdienstelik, maar Jesus het die straf op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. En ons kinders is hierby ingesluit, al verstaan hulle niks daarvan nie. Dis die wonder daarvan. Nou ons kan die doop baie maklik verkeerd verstaan, as 'n mooi gewoonte, of as 'n bygelowige handeling, of as 'n geleentheid waar iemand 'n naam kry. En dit weet ons is nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan daaroor dat God se liefde vandag aan Ethan verklaar, soos wat hy dit, miskien tog aan ons almal al verklaar het, toe ons ook nog
klein was. Goed, ek gaan nou vra dat Ethan vorentoe gebring word asseblief. Ja, sy sussie, dit is ons nou hoe mens dit doen. Jy help jou boetie in die lewe. Goed. Nou, ons het nou al dikwels daaroor gepraat. Die gebruik wat ek maar altyd volg is om eers die doop te bedien en dan vir julle die vrae te vra. Want vriende, mense dink die doopbelofte is die doop. Die beloftes wat die ouers maak is nie die doop nie. Die eintlike belofte is God se belofte en dit is die doop. So ons gaan vir klein Ethan doop en daarna sal ons vir sy ouers die geleentheid gee om hulle geloof en hulle verbintenis aan die Here en dan sy groot maak tot die Here se eer te verbind. Goed, julle kan maar nader kom asseblief. Miskien kan julle net so staan dat die familie ook kan sien. Ja, gaaf. Nou, Ethan, vandag kom sê die Here vir jou, ek het jou baie lief. Jy is my geliefde. So ek doop vir jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde wat onuitspreeklik groot is, wat uitgaan selfs na hulle te wat niks verstaan nie. Dankie Here Jesus vir dit wat u vir ons almal gedoen het en vir dit waarvoor hierdie water vandag simbool kan wees. En dankie Heilige Gees dat u in Ethan woon en dat u vir hom sal lei en dat u vir sy ouers ook wysheid sal gee op hulle pad vorentoe. Bereik u u goddelike doel in sy lewe ook deur hierdie doop. Amen. Ja, dit is nou 'n mooi glimlaggie vir my. Goed, ek wil vir julle nou net ook die vrae vra wat ek wil vra. Maar ek wil hê julle moet vir Ethan en vir Luna gereeld leer. Daar was 'n wonderlike dag toe jou naam en God se naam in een sin genoem is. Onthou dit altyd. Nou om te bevestig dat julle as gelowiges hierdie pad loop, vra ek vir julle, beloof julle om vir Ethan, soos wat hy groter word, oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. Beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Beloof julle om hom na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? Gaaf. Gemeente, ons het ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet die laat onderrig gedeelte is grootliks ons verantwoordelikheid. En ek wil vra of die gemeente dan ook vir hulle sal verbind daartoe om vir hierdie ouerpaar altyd daar te wees, vir klein Ethan en vir Luna ook daar te wees.
en dat ons altyd sal sorg dat hulle katedetiese onderrig kry. Wat is die gemeente se antwoord? Gaaf, dankie. Ek wil nou vra dat die grootouers asseblief sal vorentoe kom. As ook die twee ouderlinge wat ek gevra het om namens my, of saam met my, geluk te sê. Moet julle ons wil vir julle baie geluk sê, en baie seën vir julle op julle pad. Baie geluk, Ethan. Gee weer 'n glimlaggie vir my. Baie geluk hoor. Baie seën. Baie geluk, Luna. Ek is altyd lief vir jou, Boetie. Ja. Hallo jongen. Baie geluk hoor. Baie seën vir julle op die pad. Baie geluk hoor, en baie seën. En dan wil ek nou ook net, ekskuus maar dat ek net gou die aansteker kry. Hierdie is 'n doopkersie om, en die gedagte is dat julle elke jaar, enige tyd, maar elke jaar daarom op sy doopdatum dit sal aansteek en soos hy groter word net vir hom verduidelik waaroor dit gaan. Ek dink jy moet dit aansteek want hy het nou sy hande vol hierso. En dan los ons dit nou net eers hierso, julle kan dit net kry as julle uitgaan. Maar ek wil daarom nou ook net vir hom met sy mamma ook aangee, want papa en mamma is altyd baie verantwoordelik vir hom. Hy sal weer vir jou kom kuier, hoor. Right, goed, vriende, kom ons staan en dan sing ons vir hulle, laat Here die seën op hul daan. Goed, my maatjies, sal julle asseblief vorentoe kom? Ek is bly, julle het sommer dadelik geweet wat volgende gebeur, né? Goed. Nou hierdie tyd wat ons nou ingaan, van volgende week af,
is wat ons noem die lydenstyd. Dis die tyd wat ons baie dink oor wat Jesus vir ons gedoen het toe hy gesterf het aan die kruis. Nee, so tot by Paasnaweek is dit lydenstyd. Nou verlede jaar het almal van julle wat in die kerk was, het op Palmsondag so 'n kruisie gekry, né? So gevleg uit 'n palmblaar uit. En ons het daai dag mos die palmtakke hier gehad en mense het palmtakke ingedra, want ons het gedink aan daai dag toe die mense so opgewonde was oor Jesus wat in Jerusalem kom, maar hulle het nie besef wat gaan gebeur nie. Hulle het gedink Jesus gaan nou kom oorlog maak teen die Romeine en dan gaan hulle wen. Hulle het nie geweet Jesus gaan sterf aan die kruis vir ons sonde nie. En nou ja, hulle was toe opgewonde geweest daaroor en die dag is klaar gevier en toe is Jesus aan die kruis dood en het weer opgestaan. En wat ons dan nou doen, is ons vat dan nou op 'n dag soos vandag hierdie kruisies en ek het net nou verduidelik, ons gaan hulle buite op 'n vuurtjie sit, dan gaan hulle brand en dan gaan ons daai assies gebruik om volgende Woensdag, die 18de Februarie, merkies te maak, kruisies te maak op ons hand, nee, of op ons voorkop, net waar jy dit wil hê. En dan gaan ons daarmee vir die Here sê, Here, ek is vir u baie lief. Ek is bereid om te ly, om swaar te kry, ter wille van u. Nee. So dit gaan ons dan nou doen. Maar nou moet ons eers nog die assies maak om op ons hande te kan sit. Wie van julle het julle kruisies hierso? Ek is bly julle het julle sin gebring. Wie in die gemeente het julle sin gebring? Kan ek hande sien? Ja, wonderlik, wonderlik. Goed, nou, julle het nie almal 'n kruisie nie, so ek gaan vir julle elkeen, vat vir julle enetjie, dan kan julle dit net maar daar by die vuur gaan ingaan. Onthou, as ons nou uitgaan by die kerk, dan gaan julle hier langsam by hierdie deur hier uit, en daar sal 'n vuurtjie wees, waar julle dan die kruisie kan ingooi, en dan het jy vir jou gevat. Nee, jy moet vir jou vat, jou. Wat vir jou enetjie. As hy. En die res van julle, as julle nie gebring het nie, julle kan maar vir julle hier vat. So kinders, die groot ding is, ons doen nie hierdie goeders vir die snaaksigheid nie. Ons doen dit omdat ons die Here regtig waar lief het en uit ons hart uit wil dien. So wanneer jy net nou jou kruisie daar in die vuur gaan sit, dan sê jy vir die Here, Here, ek gee my lewe vir u. En dankie dat u u lewe vir my gegee het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vir u kan teruglief wees. Dankie dat u vir ons eerste lief gehad het. Ons prys u naam. Amen. Goed, dankie julle. Julle kan dan nou gaan sit. Vriende, ek gaan vir ons lees by Lukas 9 van vers 22 tot 24. Lukas 9 vers 22 tot 24. Jesus het gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word en op die 3de dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Dit is die woord van die Here. Die 3 woorde wat hier baie sterk uitstaan, verloon,
kruis opneem en volg. Elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Nou, ek het 'n vreeslike moeilike tema gekies. Ek dink vanoggend by myself, is die mees oninspirerende tema wat jy kan dink aan, maar dit is nou hoe het gaan wees. Geloof as die moeilike pad van transformasie. Moeilike pad van transformasie. Moeitevolle lewensverandering. Dit is waaroor dit gaan. Nou kyk, ons sê baie maklik, ons is gelowiges. Daar is min dinge wat so maklik is om te sê. As ek glo in Jesus. Ons sê dit al van kleins af. Ek glo in Jesus. En as jy dit nou nog bedoel ook, is dit net soveel makliker. En as jy dit nou gesê het, dan beteken dit mos nou dat jy 'n bepaalde status het. Jy is nou 'n kind van God en jy kan jouself Christen noem. Dit is waaroor dit gaan. So dis bitter eenvoudig. Ons sal selfs sê, ek het dit eens en vir altyd gedoen. Dit is nou afgehandel. Ek glo in die Here en dit is nou hoe dit is. Maar vriende, is dit so eenvoudig? Is dit so eenvoudig? Ja, dalk is dit baie eenvoudig, maar ons moet nie dink dis maklik nie. Nee, maklik en eenvoudig is hier nou nie sinonieme nie. Dit is nie maklik, of dit is nie eenvoudig nie. Dit is ook nie maklik nie. Om agter die Here aan te loop, klink maklik, die woorde kom vinnig, maar wat volg daarop? Jesus het self gesê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel kom nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En wanneer doen jy die wil van die Vader wat in die hemel is? Nou, elke dag, tot ons in die hemel is, en dan verder. En jy's ondertoe, dis die interessante ding. Nadat Jesus nou vir die mense opgeroep het om hom te volg, nadat hy nou vir hulle alles vertel het wat hulle moet weet, meld mense aan. Gaan lees 'n bietjie vanmiddag ondertoe. Al die stories van mense wat gekom het, wat vrywillig, mind you, hulle self kom aanmeld. En dan sê Jesus vir hulle, nee, ek dink julle moet weer gaan dink. Hy sê, dink julle moet dit doen nie. Hulle is ywerig, hulle is baie opreg, hulle is opgewonde, maar miskien is hulle net 'n bietjie te veel opgevang in die oomblik. Hulle het nog nie die koste bereken nie. Hulle moet eers die koste gaan bereken, voordat hulle vir hom gaan volg. Laat my dink aan die Duitse martelaar in die Tweede Wêreldoorlog, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer het geskryf in sy boek wat in Engels vertaal is as Cost of Discipleship. Daar het hy geskryf, as Christus jou roep om hom te volg, dan gebied hy jou, kom sterf. Kom sterf. Dit is wat hy bedoel as hy jou roep om hom te volg. En vriende, dis baie moeilik om dit te doen. Dis baie moeilik om vrywillig te sterf. Dis baie moeilik om jou sterwe oor jouself te bring. En so moeilik as wat dit is om fisies te sterf, nog moeiliker om aan jouself, aan jou binnekant te sterf. Dis nie maklik nie. Ons kan met ons kop maklik by die punt kom waar ons sê, ons glo in die Here Jesus.
En as ons 'n bietjie laer afsak na ons hart toe, dan kan ons sê, as dit uit ons hart uit ook nog kom, dan is dit nog opreg ook. So uit ons hart uit, by ons kop verby, kan ons baie maklik sê, ek glo in die Here Jesus. Maar is 'n ander storie vir die kop en vir die hart, om jou oë en jou ore en jou hande en jou voete te oortuig om saam te loop. Dis by die hande en die voete en die oë en die ore wat ons geloof dikwels gaan stol. Die hande en die voete en die oë en die ore wil nie altyd saamwerk nie. Ons weet dit, ons sien dit in ons lewe, dit is hoe dit is. Maar die punt is, vriende, ons lewens moet verander. Ons lewens moet transformeer. So Jesus sê, wanneer hy praat van geloof hierso, gebruik hy nie die woord glo nie, hy gebruik die woord kom agter my aan. Jy sien, ons dink baie keer aan ons geloof, aan ons tot geloof kom, as 'n puntaksie. Dit gebeur iewers en nou dit klaar gebeur. En nou is dit altyd so. Ek het in 1974, soos ons daai tyd gesê het, my hart vir die Here gegee. Ek het in daai jaar het ek vir die Here gesê dat ek hom wil dien, dat ek in hom glo met my hele hart. Maar as ek nou terugkyk, dan moet ek vir myself sê, ja, ek het daar 'n gelowige geword, maar was ek altyd 'n praktiserende gelowige? Het ek my geloof in die praktyk uitgeleef? Dis waar dit tel. Dis waar dit tel, hoe dit in die praktyk gaan. Maar ons dink baie keer, jy weet, been there, done that, got the t-shirt. So ek het daai tyd nou geglo, en alles is nou afgehandel, ek het die t-shirt, en die t-shirt sê, jy gaan hemel toe, en daar sê, dis alles afgehandel, dis baie maklik. Asof om hemel toe te gaan, nou die hoofdoel is van Christen word. Van Christen wees, van glo in Jesus. Hoe arm is 'n mens se geloof, as jy dink, dis alwaaroor dit gaan, om eendag in die hemel te kan kom. Vriende, geloof in die Here Jesus gaan nie in die eerste plek oor eendag nie. Oor eenmaal in die toekoms nie. Dit gaan ook nie oor iets wat eenmaal in die verlede gebeur het nie. Dit gaan oor iets wat elke dag gebeur. Male sonder tal gebeur dit met jou. Dis soos die ouens in die reisbedryf sê, dit gaan nie oor die bestemming nie. Dit gaan oor hoe jy reis. Dit gaan oor die reis self. Dit gaan oor hierdie reis saam met Jesus tot by die eindpunt. En nie al terugkyk na waar het alles al gebeur al nie, maar om nou in hierdie oomblik weer die geloof op te neem en aan te loop saam met Jesus, elke dag. Dis die moeitevolle deel. Nou sê die Here vir ons 3 goeters met daai 3 woorde wat ek net nou onderstreep het, oor hoe hierdie reis sal wees. Hy sê, dit is 'n reis van selfverloning. Selfverloning. Jou vals self, wat die beeld van God in jou toemaak, bedek, dit moet sterf. Dit moet verwyder word, sodat God se beeld uit jou kan straal, sodat jy kan transformeer om die beeld van God te wees, eerder as jou vals self. En Boeta, dis nie maklik nie. Dit weet ons almal. Dis verskriklik pynlik.
Jy moet vir jou ego leer om die minste te wees. Terwyl jy van kleins af al geleer het, ek sal nie die minste wees nie. Ek wil meer hê. Ek wil eerste wees. Jy het van kleins af geleer. En as ouers het ons kinders ook geleer om wenners te wees. Nee. Nou kom die Here en hy sê nee, jy moet leer om jouself te verloon. Jy moet vir jou ego sê, down boy. Jy moet minder word. Jy moet die minste wees. Ons moet al daai maskers verwyder wat ons so ophou die hele tyd, wat al die skandes wat ons wil wegsteek, moet wegsteek, wat al ons slegte gewoontes moet toemaak, ons gebreke, al daai maskers moet afkom. En die moeilikheid is, die goed groei aan jou gesig vas. Jy haal hulle net af nie. Dis pynlik, soos 'n pleister wat jy moet aftrek. Maar dit moet gebeur. Ons moet gaan inkyk daar in die skaduwees van ons lewe, daar waar ons goed weggesteek het vir onsself. Die goed wat ons onderdruk het. Miskien trauma wat ons een of ander tyd beleef het. Iets vreesliks het met jou gebeur en jy het dit nog nooit verwerk, jy het daar in die skaduwee gaan sit, waar niemand dit kan sien nie, jy ook nie. Of miskien is dit 'n karaktergebrek wat jy het, en die karaktergebrek is besig om jou gereeld te pootjie. Miskien is dit skuldgevoelens oor enige iets wat ergens in die verlede gebeur het, wat jou geluk steel. Miskien is dit net 'n foutlyn in jou lewe. Ons het almal foutlyne. Die hele skepping is vol foutlyne. Ons het dit ook almal, wat jy nie van wil weet nie. Miskien is dit onvergewensgesindheid. Jy kan dit net nie oor jou hart kry om iemand te vergewe nie. Dit is vir jou verskriklik. Maar nou hou dit jou terug in die lewe. So vriende, jou vals self, hierdie ding wat jy die hele tyd plak bo oor God se beeld in jou, dit moet sterf. En dit is pyn. Daarom dat die Here die tweede ding sê, hy sê jy gaan elke dag jou kruis moet opneem. Nou met kruis wil hy vir ons sê, dit gaan moeitevol wees. Die pad saam met die Here is 'n genadige pad, maar dis nie sonder moeite nie. Dit gaan moeite behels. En is interessant dat die werkwoord wat hy gebruik in die werkwoordsvorm is wat sê dis iets wat deurlopend gebeur. Dis nie iets wat een keer gebeur het nie. Dis iets wat elke dag gebeur. Elke dag moet jy jou kruis opneem. Nou dink ek aan Simon van Sirene. Ek het al baie keer gedink, dit moes dan nou 'n vreeslike voorreg gewees het vir hom, dat hy nou vir Jesus kon help dra aan sy kruis, daar na Golgotha toe. En ek is seker, terwyl hy daai dag nou nie gedink het, dis 'n wonderlike idee nie, sou hy later, toe hy nou tot die geloof gekom het, sou hy altyd gedink het, dit was iets ongeloofliks, iets baie kosbaar. En dan wens ek kon dit ook gedoen het. Maar weet jy, dit was nie die moeilikste kruis wat Simon van Sirene moes dra nie. Want dit was Jesus se kruis. Sy eie kruis is swaarder. Ons moet elkeen ons eie kruis dra. En dit druk op jou skouers. En dit kan wees dat daardie kruis iets positiefs is, wat die Here vir jou sê. Jy weet, ek wil hê jy moet dit gaan doen. Here, dit gaan vir my baie moeilik wees. Ek sien nie kans daarvoor nie. Ek wil hê jy moet dit gaan doen. Dis die kruis wat ek moet opneem. Dis my roeping wat die Here vir my gee. Maar miskien is dit iets wat my altyd pootjie. En waarteen ek moet stry. En dan sê die Here, jy moet my elke dag daarteen stry. So dit kan na twee kante toe gaan.
Maar jy moet jou kruis elke dag opneem. Wat is jou kruis? Of kruise wat jy elke dag moet opneem? Ons moet daaroor dink. Ons moet daaroor dink. Elke dag, Here, wat is die kruis wat ek vandag moet dra, terwyl ek nou iemand is wat agter U aanloop? Die laaste wat die Here sê is, ons moet hom dan volg. En daai woord wat daar gebruik word, is 'n ander ene as die eerste ene wat gebruik is. Akolutheo. En die woord beteken op dieselfde pad gaan. Agterna kom. Nadoen. My voorbeeld volg. 'n Mens kon sê, follow the leader. Jesus is die perfekte mens. Hy is die seun van die mens, sê die synoptiese evangelies. Hy is die seun van die mens, die perfekte mens, die een wat die beeld van God perfek uitleef. Die een wat nie 'n vals self saam met hom dra nie. Daai ene loop voor ons, en daai ene se voorbeeld moet ons volg. Ons moet maak soos hy maak. So dis die 3 goed wat die Here vandag vir ons sê. Hy sê dit vir ons almal, hy sê dit eintlik ook vir klein Ethan, wat dit nog so met verloop van die jare sal leer. Hy sê, as jy agter my wil aankom, of as jy agter my aankom, dan moet jy maar elke dag jou ego in die pad steek. Jy moet jou eie pad van lyding saam met my opneem. En jy sal al hoe meer soos ek lyk. So sê Jesus. Dit is wat gelowige wees beteken. Om al hoe meer soos Jesus te word. So moeilik as wat dit is. Die hemel is eintlik in daai sin net 'n meevaller. Dis deel van die pakkie. Maar die hoofsaak van glo is om elke dag agter Jesus aan te loop. En wat dit ook al behels. Amen. Here, vergewe ons dat ons baie keer ons geloof so liggies opneem. Iets wat ons kan opneem of nie opneem nie. 'n Kruis wat ons kan dra of nie hoef te dra nie. En so nonchalant deur die lewe gaan. Maar daarom seker ons gaan hemel toe. Here, help vir ons om die lewe hier so tot die eer te leef, dat dit vir ons die beste sal wees van alles. Die reis saam met U. Ons kom lê onsself voor U neer, en wanneer ons nou ook die kruisies daar by die vuur gaan brand, dan kom ons vir U sê dat ons onsself tot as verklaar voor U, totdat U vir ons opwek tot nuwe lewe. Amen. Goed, ons sing nou by lied 528, al 3 verse, leer my U wil, Heer, U doel met my. En dan is dit die seën, en daarna sing ons, gaan dan heen.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen. Free.